Liewe vriende en geloofsfamilie, baie welkom by ons oordenking van vandag. Dit is nog steeds lydenstyd en ek vertrou dat lydenstyd so ver vir jou besonders is en mag ons vandag saam nog dieper en dieper beweeg in dit wat God vir ons wil gee. Here Jesus, baie dankie dat ons saam met U in die woestyn kan wees. Dankie dat lydenstyd vir ons 'n tyd van diepte, 'n tyd van groei, 'n tyd van afhanklikheid kan wees, waar ons na U opkyk en waar ons weer kan raak sien watter pad U gestap het vir ons elkeen. Dankie dat U ons ook ontmoet in hierdie tyd, in die woestyn, en dat U ons uitnooi om so 'n bietjie van onsself te gee, sodat ons dieper saam met U kan beweeg. Dankie dat ons nie alleen op hierdie reis is nie, Here. Dat U ons nooi, maar dat ons ook saam met mekaar daar kan wees. En ek bid dat wanneer ons vandag weer kan stil raak en gaan luister en gaan saam dink, dat ons sal beleef dat U met ons besig is. Ons gee onsself ook vir U in hierdie oomblik. En ons bid dit in Jesus se naam. Amen. C.S. Lewis skryf in sy werk The Weight of Glory: We live in fact in a world starved for solitude, silence and private, and therefore starved for meditation and true friendship. C.S. Lewis sê iets van ons behoefte vir stilte, vir egtheid en om die lewe te beleef soos wat dit eintlik beleef moet word. Dink vir 'n oomblik, jou afgelope week, hoeveel behoefte het jy gehad om stil te raak? Hoeveel behoefte het jy gehad om eenvoudig net so bietjie rustiger te raak, maar hoe het dit op die ou einde uitgespeel? Kon jy stil raak? Het jy stil geraak? Weet jy hoe om stil te raak? Of is ons eenvoudig net besig om aan te hou jaag en aan te hou jaag? Ek dink ons almal het al die besluit geneem, ek wil graag rustiger, ek wil graag beter, maar ek dink nie ons weet altyd hoe om dit te doen nie. Ons teks van vandag help ons baie hiermee. Lukas 5, vers 15 en 16, baie kort gedeelte, maar ons sien iets van die twee realiteite wat in Jesus se lewe 'n rol gespeel het. Kom ons lees saam. Tog het die nuus oor hom nog verder versprei, en groot menigtes het saamgedrom om na hom te luister en van hulle siektes genees te word. Maar hy het hom altyd weer in eensame plekke afgesonder om daar te bid. Vriende, Jesus het baie hard gewerk. In sy bediening het hy klomp dinge gedoen. Ons lees die evangelies vol daarvan, dat hy bedien het, dat hy rondbeweeg het, dat hy gepreek het, dat hy siektes genees het, dat hy ander wonderwerke gedoen het, en dit moes hom regtig uitgeput het. Hier lees ons van 'n groot menigte mense wat om hom saamgedrom het. Met ander woorde, hulle het verwagting gehad. Hy moes iets vir hulle doen, hy moes iets vir hulle beteken. Of dit nou 'n wonderwerk was, of enige iets wat hulle behoefte was, hulle was op pad na Jesus toe, sodat hy vir hulle iets kon beteken. Is dit nie waar ons baie keer is nie? Hoeveel doen ons omdat ons regtig wil, en hoeveel doen ons omdat ons dink dit is die verwagting van ander mense? En dit wat ons van Jesus ook raak sien, is dat te midde van hierdie groot menigtes, te midde van die verwagting van ander mense, het hy hom altyd weer alleen afgesonder om te bid. En hier is die vraag: as dit vir Jesus nodig was om in sy aardse bediening dit te doen, hoekom dink ons dat ons nie nodig het om dit te doen nie? Hoekom is dit altyd laaste op ons prioriteitslys? Hoekom hou ons aan, jaag en jaag en jaag? Vriende, Jesus het geweet hierdie is prioriteit. En hy het homself heeltyd afgesonder, en ook sy 40 dae in die woestyn, wat die beeld is waar ons hom hierdie jaar volg as gemeente, beteken dat dit vir hom ongelooflik belangrik was om alleen tyd te gaan spandeer. Ons het dit definitief nodig, want selfs Jesus het dit nodig gehad. Ek dink omdat ons dit so afskeep, sien ons 'n absolute toename in uitbranding, in angstigheid, in moegheid, geen energie nie,
En ek weet nie of God ons geskep het om so te leef in die eerste plek nie. Henry Nouwen het gesê, without solitude, it is virtually impossible to live a spiritual life. Om 'n kind van God te wees beteken dat ons hom op baie plekke kan kry en kan leer ken. En hy openbaar homself aan ons op verskillende maniere en dis fantasties en dis wonderlik. En wanneer ons gawes en ons roeping uitleef, dan ontmoet ons hom daar en hy gebruik ons in die wêreld. Maar die plek waaruit ons moet beweeg, is 'n plek van stilte en afsondering. Weereens, as selfs Jesus dit nodig gehad het, dan moet ons nie dink, ons het dit nie nodig nie. Kom ons vra vir 'n oomblik hierdie vraag, wat gebeur as ek stil raak? En kom ons kyk na 2 dinge vandag, van die realiteit van stil raak, as ons hierdie 'n prioriteit maak. In die eerste plek, is dit 'n plek waar ek myself oorgee, sodat die Gees van God met my kan werk, sodat daar transformasie kan plaasvind. Vriende, wanneer ons eerlik is, dan besef ons almal, ons het maar so 'n bietjie werk nodig. Ons is op hierdie pad van heiligmaking. So, ons almal het maar ietsie wat nog so 'n bietjie aandag nodig het. Maar sonder stilte en afsondering en intimiteit met God, kan dit nie gebeur nie. Dis een ding om te besluit, ek wil heilig lewe. Dis 'n ander ding om onsself vir die pottebakker te gee en te sê, Here, ek is die klei, vorm my en maak my, soos wat U graag wil hê, ek moet wees. Dalk is ons bang vir stilte en afsondering, omdat ons juis daar bietjie gekonfronteer word met ons dele wat 'n bietjie werk nodig het. Want ons het maar baie kere vals motiewe en versoekings wat 'n negatiewe rol speel in ons lewens, maar ook in die manier waarop ons lewe elke dag. Kom ons dink weer saam aan verlede week se boodskap waar John Cassian vir ons die 8 dinge uitgepak het wat ons almal op 'n manier beleef in ons lewens en waarteen ons moet veg. Hy het gesê die eerste ding is vraatsigheid om 'n oormatige begeerte na kos of drank te hê en om meer te gebruik as wat nodig is of as wat gesond is. Dit gaan oor 'n gebrek aan selfbeheersing. 'n Tweede ding wel is 'n sterk onbeheerde seksuele begeerte wanneer fisiese drange belangriker raak as respek, liefde of selfbeheersing. Al twee, die eerste 2 is selfbeheersing wat 'n vrug van die Gees is. Se ander kant. Derde een gierigheid, 'n onversadigbare begeerte na geld, besittings of mag, om altyd meer te wil hê, selfs ten koste van ander. Vierdens, woede. Intense kwaadheid of toorn, wanneer emosie beheer oorneem en kan lei tot skadelike woorde of dade. Vyftens, neerslagtigheid. 'n Gevoel van moedeloosheid, hartseer of verlies aan hoop. In die 6ste plek, geestelike traagheid. 'n soort innige lusteloosheid of apatie, veral teenoor geestelike of belangrike dinge, om nie gemotiveerd te wees om goeie dinge te doen nie. In die 7de plek, ydelheid. 'n oormatige soeke na bewondering of erkenning, om baie besorgd te wees oor hoe ander jou sien. En laastens, trots. Oormatige selfverheffing of hoogmoed, om jouself bo ander te plaas en nie maklik foute te erken nie. Vriende, wanneer ons in stilte en afsondering ingaan, dan kan ons bietjie werk aan hierdie goed. Om net te besluit, ek wil nie meer gierig wees nie, of ek wil nie meer trots wees nie, is nie genoeg nie. Ons moet in daai ruimte inbeweeg waar ons onsself vir God gee, sodat hy met ons kan werk. Daar kan ons eerlik wees, want daar is die pottebakker besig met ons, die klei. Vriende, wanneer ons eerlik is hieroor, dan lei dit na vryheid. So, Jesus konfronteer ons nie met hierdie donker kant van ons lewe, of die feit dat ons nie stil raak saam met hom, om ons te laat skuldig voel nie. Nee, hy herinner ons daaraan, want hy is die een wat ons wil vrymaak van hierdie dinge, sodat ons met vrymoedigheid in verhouding saam met hom en saam met ander mense in ons lewe kan leef. As ons dalk nie weet wat om te doen in stilte en afsondering nie, dan is daar baie hulpmiddels en ons kan met liefde gerus daaroor gesels. Maar net om te weet of net om nie te weet wat om te doen nie, is nie 'n verskoning om dit nie te doen nie.
So dis die eerste ding wat gebeur wanneer ek stil raak. Ek plaas myself in sy hande, sodat hy aan my kan werk, en sodat transformasie kan plaasvind. Die tweede ding wat plaasvind daar, is dat ek weer eintlik hoor en ontvang wie ek is. Ja, ons werk aan dinge wat moet verander, maar ook hoor ons weer wie ons is. En wie is ons? Aan die begin van lydenstyd het ons gesê, Jesus is as die geliefde van God in die woestyn in. So, wanneer ons stilte en afsondering prioritiseer, dan hoor ons net weer, jy is nie wat die wêreld van jou sê nie. Jy is 'n geliefde van God. Wanneer ons dit nie doen nie, dan glo ons wat die wêreld van ons sê. En wat sê die wêreld van ons? Jou identiteit lê in wat jy het. Of jou identiteit lê in wat jy bereik. Of jou identiteit lê in wat ander mense van jou sê. Jesus sê nee. Jesus sê jou identiteit is jy is eenvoudig 'n geliefde van God. Wanneer ons stilte en afsondering 'n prioriteit maak in ons lewens, raak daai realiteit vir ons meer waar in ons eie lewens. Vriende, die Sabbat is 'n ding wat van die begin af ingestel is vir mense, sodat ons in hierdie ruimte kan beweeg van rus, van transformasie, en waar ons weer ontdek dat ons absoluut geliefdes van God is. As die Sabbatdag ingestel is deur God vir sy mense, dan moet ons besef, ons het dit ook nodig. Vriende, 'n laaste vraag, hoe kry ek dit reg? Wat is realisties? Dink vir die oomblik aan 'n paar praktiese dinge in jou lewe wat jy dalk kan gebruik om hierdie realiteit te maak. Hier's 'n paar voorbeelde. Kies om nie na jou foon te kyk wanneer jy jou eerste koppie koffie in die oggend drink nie. En reflekteer eenvoudig net saam met God. Maak 'n afspraak doelbewus met God en skryf dit in jou dagboek en sit jou foon af vir daai halfuur of daai uur. Sluit jou deur en spandeer tyd saam met hom. Gaan stap, maar sonder musiek of ander afleidings. Wees net saam met God. Sit net en raak bewus van jou asemhaling. En leer om God se teenwoordigheid te beleef soos wat jy in en uit asem. Dink aan die spannings wat jy beleef en haal asem in. En vra vir die Here om as jy uitasem, vir jou te help om rustiger te voel in jou eie liggaam en in jou omgewing. En laaste een dalk, moenie die radio aansit as jy ry in jou kar hierdie week nie. Sit net saam met God. Sien raak wat om jou aangaan en weet dat God ook by elke ander persoon of elke ding wat jy raak sien, betrokke is. Vriende, die woestyn is 'n plek van stilte. Dis 'n plek waar ons weer hoor wie ons is. Dis 'n plek waar God met ons wil werk. En daarom het ons dit so nodig. 'n laaste perspektief, ons is nie alleen op hierdie reis nie, en dis 'n voorreg. So, hierdie boodskap gaan nou nie oor om persoonlik mense aan te val en te sê, jy kry dit nie reg nie, en jy kry dit nie reg nie. Ek dink ons moet sê, ons kry dit nie reg nie. Ons sukkel daarmee. Aan die begin van die jaar het ons met ons week van toewyding hierdie beeld gehad, waarop jy jou streep kom trek het, om sodoende te sê, ek is deel van hierdie gemeente. Ek is deel van hierdie geloofsfamilie, en dit beteken dat ons mekaar ondersteun. So, dalk moet jy hierdie beeld sien en net weer hoor dat jy deel is van 'n geloofsfamilie wat jou wil ondersteun en wat vir jou lief is. Maar dalk kan jy ook vir iemand daar wees en vir hulle help om hierdie pad te stap. Om stil te raak en om onsself af te sonder is baie keer iets wat ons verskriklik bang maak. Juis omdat ons gekonfronteer word met donkerder dinge in ons lewe. Maar wanneer ons mekaar ondersteun en wanneer ons besef dit gaan nie oor skaamte nie, maar dit gaan oor vryheid, dan kry ons die waagmoed om dit te doen. Jesus wil ons vrymaak. Jesus gee ons vir mekaar en Jesus nooi jou om te sê, kom raak jy stil by my. Amen. Here Jesus, dankie dat U so goed is, dat U ons nie beskaam nie, maar dat U ons innooi in ruimtes in, sodat U met ons kan werk op 'n sagte manier, sodat U weer vir ons kan kom bevestig dat ons U geliefdes is. En Here, gee vir ons die waagmoed om dit te kom doen. Dankie dat ons ook deel is van 'n geloofsfamilie,
wat mekaar kan ondersteun. Dankie dat ons al hierdie dinge kan bid in U naam. Jesus Christus. Amen. Die drie enige God nooi jou in stilte in, veral in hierdie week. Amen. As ek stil word, om by U te wees, bedaar my hart se donker vrees, as ek U hart klop, teen my wang kan voel, verstaan ek wat die woord bedoel. U is wonderbare raadsman, U is magtige God, U is ewige Vader, U is vredevors, U is wonderbare raadsman, U is magtige God, U is ewige Vader, U is vredevors. As ek stil word, om by U te wees, bedaar my hart se donker vrees, as ek U hart klop, teen my wang kan voel, verstaan ek wat die woord bedoel. U is wonderbare raadsman, U is magtige God, U is ewige Vader, U is vredevors, U is wonderbare raadsman, U is magtige God, U is ewige Vader, U is vredevors. As ek stil word, om by U te wees, bedaar my hart se donker vrees.